Here Jesus, ons kom net vandag en ons wil U naam kom groot maak en eer. Here, dankie vir elke seën, elke blessing wat ons uit U hand ontvang, Here Jesus. Papa Vader, ek bid vanoggend dat U net met ons sal wees in hierdie diens, Here, dat ons vanoggend sal seën, Here, dat ons die woord wat ons vanoggend sal kry, Here, sal vat om 2025 af te sluit en in te stap na 2026 toe. Dankie, Here, vir elke persoon wat vanoggend hier is. Here, elkeen met 'n verwagting gekom het dat God vanoggend iets in hulle lewe wil doen. Here, ek bid vanoggend dat U ons sal seën, ek bid dat U ons vanoggend sal lei, en ek bid dat U vanoggend, Here, net in U heerlikheid en U teenwoordigheid in hierdie plek sal wees. Ek bid dit in Jesus naam, Here. Amen. Ja, baie welkom aan almal, en ek wil vanoggend met julle iets deel wat die Here op my hart gelê het, en ek het eintlik heeltemal anders die idee gehad vir 'n preek vir vandag, en gisteraand toe gaan sit ek en word rustig, en begin vir die Here vra nou, help my nou dat ek die hele ding kan by mekaar kry, en ek weet nie, iets sê vir my gaan lees die boodskap wat Antoinette gehelp het, en sy het gehelp het, ek is nie baie goed met woorde nie, hierso kan ek baie woorde sê, maar as ek met woorde tik, ek is baie sleg met, en sy tik, en ek gaan lees die woorde wat sy geskryf het, dis die laaste Sondag van 2025, en dis soos amper 2026, en ek kom toe by heeltemal iets anders uit. So, ek gaan nou eers 'n kort storie vir julle vertel, en ek het vir my 'n tas saamgebring met my storie met 'n tas in. Okay? En so, ons almal het 'n tas wat ons saam met ons dra. Bagasie. Soos ons aangaan in die lewe. Dinge wat met jou gebeur het, en dinge wat goed was, dinge wat sleg was. Soos Antoinette nou gesê het, as jy nou gaan kyk in 2025, gaan jy 'n paar hoogtepunte hê, en jy gaan 'n paar laagtepunte hê. Party gaan nog 'n bietjie meer hoogtepunte hê as laagtepunte, ek weet nie. Maar weet jy wat, en so het ek by dit, en ek wil julle 'n storie vertel van 'n man, sy naam was John. Nou, John was 'n boemelaar gewees, wat in Johannesburg gebly het. En terwyl John die boemelaar in Johannesburg gebly het hy elke dag 'n tas saam met hom gedra. En almal het elke dag na hom gekyk oor hoekom dra hy hierdie tas saam met hom. En iets wat uitgestaan het van nou John die boemelaar is, John het altyd gesmaak. En dan kyk die mense en dink hulle by hulle self, maar John is veronderstel om in sak en as te sit en moedeloos te wees, maar John smaak. Hy lag altyd. En elke keer sien hulle John met 'n tas. En almal het begin wonder, wat is in John se tas? En as John vir hulle sê, dan sê hy vir hulle, dit is my goedjies, my belangrike besitting, die belangrikste besitting wat saam met my is. Ek kon nie verstaan nie. En as hulle sien, dan smaak hulle John. Sy vrou gaan met ou John, dit gaan uitstekend, soos pastoor Petrus sê. En ek kon nie verstaan nie. Hoekom smaal hierdie ou elke liewe dag van sy lewe? En het dit aangegaan, jaar in en jaar uit, wat hulle vir ou John sien, en John stap net met sy ou tasie onder sy arm, en jou tasie het na tyd maar 'n bietjie gehavend geraak, maar John los nie sy tas. En as hulle by John kom en van vra, maar John, wat is in jou tas? En nou moet julle weet, hy het half opslag gemaak in die dorp, en almal begin daarin oor ou John praat in die dorp. John het altyd smaak. En John het baie siek geword. En op 'n dag het hulle nie meer regtig vir John gesien. En mense het begin wonder, waar is ou John? En almal het hom begin soek. En toe hulle hom kry, toe lê hy onder 'n boom. En onder die boom hou hy sy tas vas. En hy vra vir hom, John, hoekom los jy nie jou tas nie? Hy sê, want dis my belangrikste besittings wat daar is. En hy sê vir hom, John, maar jy lê hier so, jy is siek. Dit gaan nie goed met jou nie, maar jy hou vas. Hy sê, ja,
Want my beste besitting is daar binne. En ek kyk so na hom. En ek vra van John, ons is nou almal baie nuuskierig. Ons kyk jy, ons hou jy al vir jare dop. Ons kyk hoe jy swaar kry, maar tog het jy elke dag gelag, elke dag geswaar, en as iemand jou gevra het, jy altyd gesê, dit gaan goed. Kan ons asseblief sien wat is in jou tas? Wat is so belangrik wat in jou tas is? En hy sê vir dit is reg. En ek gaan vir julle wys wat was in John se tas. En hy sê vir my, John, dis net 'n Bybel. Hy sê nee, dis my swaard. Vir elke dag se aanvalle van die vyand daar buite, het ek die swaard hier by my gehou, sodat ek reg was om hom plat te slaan as hy met Joy kom steel. So wat is jou storie vir 2025? Wat se bagasie, en dis my tema, wat se bagasie wil jy saamvat in 2026? Of nie eerder, moenie bagasie saamvat in 2026. Ons is aan die einde van 2025. En ons almal het 'n storie, ons almal het 'n paar dingetjies wat in ons lewe gebeur het. Hartseer goed, goeie goed. Maar tussen dit alles, het ons vasgehou aan God. Dis kom jy vandag hier sit. En nou sê God vir jou vandag, en dis waarop ek wil uitkom. Los dit wat in 2025 gebeur het, in 2025. Dis tyd dat jy ingaan die nuwe jaar met 'n nuwe verwagting. Ons almal, of nie almal nie, 'n paar van ons maak gewoonlik die nuwejaarsvoorneme die 31ste Desember van die jaar. Julle weet van daai, nou party sê, ons gaan gym, dan gaan hulle die eerste week gym en dan daarna dan is die gym dood. Okay? Of hulle sê, hulle gaan elke aand stap saam met hulle geliefdes, hulle stap vir die eerste week en dan gebeur skool en allerlei, dan gebeur wat niks. En so kan ons nou verskillende goeders, ek gaan hierdie jaar minder drink, né? Of ek gaan minder vloek hierdie jaar, of ek gaan minder rook hierdie jaar, of ek gaan minder, ek weet nie wat nie, maar jy gaan minder. En dit hou net tot 1 Januarie 2026 sê ons nou maar. En dan is alles daar by die uit. O, ek gaan minder eet, ek gaan op 'n diet gaan. Vrouens like om diets te doen in die begin van die nuwe jaar. Julle onthou diet. Moenie 'n diet doen nie, dis nie 'n goeie voorneme om te hê nie. Eintlik weet jy wat, jy moenie 'n voorneme hê. Jy moet net leef, elke dag, soos wat John gelewe het, met die Bybel daarna by jou, en vervolgens gaan vir God. Maak nie saak hoe donker dit is, hoe moeilik dit gaan. Al wat ek vir jou wil sê is, hou vas. Nou ek wil vir julle vanoggend met oor iemand praat uit die Bybel uit, wat so bietjie moes 'n les geleer geword het. So ek wil hê jy moet, as jy jou Bybel het, is jy welkom om na Handelinge 9 toe te gaan. Handelinge 9, so ek wil hê terwyl ek nou besig is, maar nou moet jy luister op, so jy moet nou, vrouens kan multitask, mans kan nie, soos ek is net 'n paar manne, so die manne wat nie kan multitask nie, jy moet nou multitask. Jy moet luister, maar jy moet opdink. Okay? So wat ek wil hê is, jy moet aan dink, wat moet jy nou aflos in 2025, wat se bagasie moet jy los, wat se woede, wat se kwaadheid, wat se onvergewensgesindheid, al daai dinge moet jy los hier, daar praat op tone, en wat gaan ons nou doen dat ons by 2026 kan uitkom waar dit goed gaan? Okay. So, ons lees in Handelinge 9, dit is 'n redelike stukkie wat ek vir jou gaan lees. Intussen het Saulus soos 'n besetene voortgegaan om die volgelinge van die Here met die dood te dreig. Hy het na die hoëpriester toe gegaan en vir hom 'n bekendstellingsbrief aan die sinagoges in Damaskus gevra. Sy doel was om al die aanhangers van die Heer van die Here wat hy daar kry, mans sowel as vrouens gevange te neem en na Jerusalem toe te bring. Toe hy op reis na Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel op hom gestraal.
Hy het op die grond neergeval en 'n stem voor hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Wie is u, Here? Vra hy toe. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is vir my wat jy vervolg, maar staan op en gaan na die stad toe. Daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die mense wat saam met hom op pad was, het sprakeloos gestaan. Hulle het die stem gehoor, maar niemand gesien nie. Toe Saulus van die grond af opstaan en sy oë oopmaak, kon hy nie sien nie. Hulle het sy hand gevat en hom na Damaskus toe gelei. 3 dae lank kon hy nie sien nie en het hy niks geëet of gedrink nie. In Damaskus was daar 'n sekere volgeling van Jesus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep, Ananias. Hier is ek, Here, het hy geantwoord. En die Here sê vir hom, gaan dadelik na Reguitstraat toe en vra by Judas se huis na 'n man van Tarsus met die naam Saulus. Hy is besig om te bid en hy het in 'n gesig 'n man met die naam Ananias sien inkom wat hom die hande oplê sodat hy weer kon sien. Maar Ananias sê, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor en van al die kwaad wat hy die mense wat in u glo in Jerusalem aangedoen het. En nou is hy hier met volmag van die priesterhoofde om almal gevange te neem wat u naam aanroep. Toe sê die Here vir hom, gaan daarheen, want ek het hom gekies as my werktuig om my naam uit te dra onder die heidenasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom wys hoeveel hy vir my naam moet lei. Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê, Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het, toe jy op die pad hierheen was, het my na jou gestuur, sodat jy weer kan sien, en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het daar iets so skille van Saulus se oë afgeval, en kon hy weer sien. Toe het hy opgestaan en is hy gedoop, en hy het geëet en sy kragte herwin. Okay, so nou kom vertel ek vir die storie van Saulus. Saulus het dan natuurlik Paulus geword, soos wat die meeste van ons hom ken. En Saulus was die een ou wat almal vervang was in die dorp. Okay? Want hy het elke Christen vervolg wat hy in die hande kon kry. Elke iemand wat gesê het wat Jesus of God bely, het hy vervolg en het hy probeer gevange neem om hulle terug te vat Jerusalem toe. So hierdie mense was almal bang vir hom. Maar God het 'n ontmoeting met hom gehad. God het sy lewe verander. En in daardie oomblik wat God hom aangeraak het, hom half met blindheid geslaan het en vir hom gesê, dit is nou klaar, jy gaan my begin volg en doen wat ek wil hê jy moet doen. Nou dit maak dit baie moeilik, want die res van die mense wat vir Saulus ken, of wat Paulus geword het, was bang vir hom. Nou moet hy vir dieselfde mense wat hy wil doodgemaak het, moet hy nou vertel, weet jy wat Jesus is lief vir jou? Dit is nou soos, okay, kom ek vertel nou vir die grootste moordenaar om hierin te kom, en ek sê vir hom, hy gaan niks aan jou doen, hy gaan jou broek gaan wees, al sê vir my, jou hoe bekeerd is daai ou nou, wanneer hy sien het, jy gaan bang wees, reg of verkeerd. So nou, moet hierdie ou vir die almal bang is, uitgaan en die evangelie verkondig. En waarom sê ek vir jou dit? Want ek wil jou vanoggend vertel, maak nie saak wie jy was. Dit gaan oor waar jy op pad is. So dit maak nie saak wat het jy met jou in 2025, 2024, 2023 in jou hele lewe jaar gebeur nie. Gaan wat oud jy is vandag. Alles voor dit, wat al die slegte is, dit maak nie saak wat moet gebeur nie. Dit gaan oor wat jy nou vanaf gedoen vorentoe. So, al die slegte dinge wat gebeur het, al die slegte goed wat jy gesien het, miskien ook goeie goed, kan maak dat jy miskien mismoedig voel of wat ook al. Maar dit wat ek jou wil sê is, as jy vandag 'n keuse maak, hier, op die 28ste Desember 2025, om Jesus, of die swaard naby jou hart te hou, die hele tyd, in 2026, sal God by jou wees. Saulus is 'n moordenaar. Saulus word die Paulus wat die grootste skrywer word van die Nuwe Testament. En dit is wat God kan doen. So maak nie saak waar jy jouself vandag vind. Maak nie saak hoe donker jou situasie vir jou lyk. God kan jou deurdra. God wil jou deurvat. Hy wil jou aan die ander kant uitbring en hy wil sien hoe jy groei.
Nou, ek het vir julle gesê, 2026 gaan 'n opwindende jaar in Christstation Familie Kerk wees. Want ek het hierdie begeerte om elke persoon wat in hierdie kerk inkom, te laat groei. Dit is ons missie in ons kerk. Deur Heilige Gees geïnspireerde boodskappe, Heilige Gees geïnspireerde aktiwiteite, of wat jy dit ook al wil noem, wil ek jou kry om nader aan God te kom, sodat jou verhouding net nog sterker kan wees, sodat jy as jy einde van 2026 gaan kom, gaan jy sê, Here, ek is nou soos daai man met die tas, hy loop nie die hele tyd saam. God is met my. Ek hoef nie bang te wees. Ons uitkyk op die verlede moet anders te wees. Ons moet 'n bietjie meer positiwiteit hê, ons moet 'n bietjie meer die goeie dinge, die mooi dinge raak sien. Want dit is wat die lewe in die wêreld verander. So, hier loop hierdie man, en nou gaan ek jou verder vertel. Ek wil hier met saam met my verder lees. Die res van vers 19 gaan aan, tot 25. Saulus het 'n paar dae daar by die gelowiges in Damaskus gebly, en dadelik in sy oë begin verkondig dat Jesus die Seun van God is. Almal wat dit gehoor het, was verbaas en het gesê, is dit nie die man wat in Jerusalem die mense wat hierdie naam aanroep wou uitroei nie, en net het hy nie ook hierheen gekom om hulle gevange te neem en voor die priesterhoofde te bring nie. Maar Saulus het al hoe kragtiger gepreek en die Jode wat in Damaskus woon en die war gebring deur die bewys dat Jesus die Christus is. Na verloop van tyd het die Jode saamgesweer om Saulus te vermoor, maar hy het van hulle plan te hoor gekom. Dag en nag was hulle by die stad se poorte om sy uitkyk om hom dood te maak. Maar sy medegelowiges het hom een nag geneem en in 'n mandjie laat afsak deur 'n opening in die stad. Op die einde moes hy vlug vir sy lewe. En weet jy wat? Hoekom is dit so, dat ons baie daarvan hou om iemand se verlede vir hom op te bring? Ons like ons. The past is the past. It's history. That's why it's called history, verlede, agter my. Ek moet kyk na wat voor my is, nie wat agter my is. As ons nou vir Paulus gejudge het, of daai klomp het hom die hele tyd gejudge, en kyk daar lyk maar 'n paar manne was maar bang vir hom, soos ek sê, as ek nou 'n moordenaar hier inbring wat nou gerehabiliteer is, jy gaan ook maar 'n bietjie skrikkerig wees, jy gaan dink, hierdie pastoor het sy varkies verloor, hoe kan hy nou so onverskillig wees om iemand wat nou 'n moordenaar is in die kerk te kom? Maar as daai ou sy lewe verander, hoe kan ek hom aanhou judge vir wie hy was, as hy nie meer daai persoon is? Paulus was in die begin gejudge vir wie hy was, en almal was bang vir hom gewees. Eers toe hulle, en dis hoekom dit so belangrik is, dat jy die Heilige Gees in jou moet hê, sodat mense kan sien, dat dit wat jy uit begin straal, is nie meer daai mens. Want toe hy die Heilige Gees het, het hy al hoe meer en beter begin preek, en beter begin boodskappe oordra, sodat hy die ou lewe aan een kant skryf. En dis hoekom, toe hy moes vlug vir sy lewe, was daar mense wat bereid was om hom te help. Medegelowiges wat verstaan het. So, maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak waar jy vandaan kom nie. Ek kan jou nie judge vir wie jy was 'n jaar terug nie. Ek kan jou nie judge vir wie jy gister was. As God met jou 'n afspraak gehad het deur die nag en jou lewe verander het, hoe kan ek sê jy is nog steeds daai selfde persoon? As jou lewe verander. Dis die belangrikste, jy moet bereid wees om te verander, om 'n beter mens te wees. Ons kan nie dieselfde mens bly dag in en dag uit, as ons Jesus in ons hart het. Ons moet verander, want Jesus is in ons. Sy lig moet deur ons skyn. So, John, die boemelaar van Johannesburg, het aanhou sy lig laat skyn, ten spyte van die feit, dat hy op 'n slegte plek in sy lewe was.
Ten spyte van die feit dat mense hom eintlik uitgejou het en gejudge het vir wie hy was hy eintlik 'n man met 'n goeie hart. Was hy 'n man gewees wat geweet het waar sy voorsiening vandaan kom. En hy het ook gesê, weet jy wat Matteus 6 sê, die Here sal vir my sorg. So maak nie saak wat nie. Hy sal vir my sorg. Ek staan op sy beloftes wat hy in sy woord het. So kan ek en jy aan die einde van 2025 kom. En sê ek wil my bagasie in die verlede los. Ek wil my probleme in die verlede los. Ek wil my kwaadheid in die verlede los. Ek wil my hartseer in die verlede los. Ek wil voortbou op wat Jesus Christus vir my gestoor het. Daar het Antoinette ook vroeger gesê, Jeremia 29, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Ek wil dit iets sê. Ek moet so 'n bietjie praat. My vrou het vir my 'n ring gekoop met daai Bybelvers. Want sy weet is my favourite vers. Dit was my Kersgeskenk. En dis wat ek en jy moet doen, los jou verlede in die verlede. Ons almal het foute gemaak. En ja, die vyand gaan probeer om mense wat jou ken te gebruik om jou verlede teen jou te gebruik. Reg, Pastor Dave. But don't look to it. Moet jy net steur. Want as jy weet in jou hart, jy's nie dieselfde persoon nie. Hou net vas aan God. Hou vas aan God se beloftes wat hy vir jou het. Dat hy by jou sal wees, dat jy jou nie sal in die steek laat nie, dat hy die heeltyd sal doen. En jy sal van God wees. So, Paulus het 'n paar uitdagings gehad. Hy het nie maklik gehad toe hy begin het nie. Ek dink 'n paar mense wou hom steen en hom het opgegooi in die begin. Hy moes vlug vir sy lewe. Maar daar was een ding wat hom gemotiveer het. En dit was dat hy geweet het waar hy is op pad. Hy was op pad om die ewige lewe te kry. Hy was op pad om vorentoe te gaan en nie agtertoe. Selfs, Paulus het 'n journey en 'n half gehad as jy sy hele storie gaan lees. Hy was in die tronk, uit die tronk, in die tronk, deur die tronk, met die tronk, en saam met die tronk. En maak nie saak nie, want hy het 'n pad gestap. But he did it for Jesus Christ. Hy ten spyte van die feit dat hy daar was, kon hy nog steeds sê, die Here is naby. Kon hy nog steeds sê, verbly jou in die Here. Hou jou oë gefokus op Jesus. Ja, ek het 'n paar doringe in my vleesies. Maar dit help my, herinner my om te onthou waar hy is op pad. So as jy 'n paar uitdagings in 2026 kry, weet net dat God het 'n plan met jou. En die vyand hou nie van sy plan nie. Hy wil jou saai. Maar jy as mens het 'n keuse om dit saam met jou te vat en elke keer aan dit herinner te word, of elke keer terug te kyk en elke keer terug te val en elke keer te gaan lê, of op te staan. En te sê, Here, met U aan my kant sal ek 'n bende stoor. Ek sal sien hoe hulle val soos vleer weg rondom my. En U is met my. U is vir my. U stok en U staf die vertroos my. Jesaja 43 vers 18 tot 19 sê die volgende: Maar moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan. Kyk, ek gaan iets nuuts doen.
Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. Ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Jesus sê, hy wil iets nuuts in jou lewe doen vandag. Ons is aan die einde van die jaar. Maar dit wat hy vir jou instoor het vir 2026, is op die punt om te gebeur. Jy moet net vashou. Hy gaan net 'n rivier maak. Daar waar daar woestyn is, gaan daar water opspruit. Daar waar dit donker is, gaan daar lig wees. Daar waar die springkane wil kom steel, gaan die Here oorvloed gee. Hou net vas. Vertrou op God. Weet jy wat ek sê? Ek dink dis een ding wat 'n mens net kan doen, is om op God vas te hou. Maak nie saak wat, maak nie saak hoe groot die uitdaging is, maak nie saak wat aan jou kant toe kom, hou vas aan God. Draai jou tasie elke dag, maar met Jesus daarin. Nie jou bagasie van die verlede nie. Net jou Bybel. Net God se woord saam met jou elke dag. En jy sal sien wat God kan doen. Romeine 12:2 sê, julle moet aan hierdie dinge, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Moenie aan die wêreld gelyk word. Ek en jy is gemaak om uit te staan. Hoor jy dit? Ek en jy as kind van God is eintlik gemaak om uit te staan, sodat ons juist die lig vir die wêreld kan wees. As ek altyd sê, dan dink ek aan iemand wat 'n lamp, daai storie in die Bybel in Matteus is, wat die ou die lampie aansit en sit hom onder die engele. Ou boy, wie gaan hom sien? Niemand. Jy moet helder skyn vir die wêreld. Jy moet jou lig laat skyn waar jy ook al is. So al moet jy partykeer bo op die stil om die lig te laat skyn, dan staan jy bo op iets om die lig te laat skyn. Moenie laat die wêreld se druk en pressie jou lig verdoof. Wees die lig. En ek wil afsluit met hierdie stukkie. Matteus 7 vers 13 sê die volgende: gaan deur die nou poort in, die poort wat aan die gaan deur die nou poort in, die poort wat aan die verderf lei is wyd en die pad daarin breed, en die wat daardeur ingaan is baie, maar die poort wat aan die lewe lei is nou, en die pad daarin smal, en die wat dit kry is my. So dis maklik, ons kan aangaan soos ons aangaan, en ons kan jolly patrollie, en ons kan lekker joke, en peiltaal, en alle lekker dinge aangaan. Dis lekker om te lewe, ja, dis. En dan eindig ek in die hel, en ek brand, en sing, my stikkie. Of jy kan sê, wie ek sing mooi vandag, ne? Of jy kan sê, nee, ek het 'n keuse. Ek gaan op die smaalpad bly. Of ek kan leer. Jou keuse. Dis jou. Weet jy wat? Die lewe is all about choices. Chances, change, and choices. Wat wil jy verander? Jy weet. Ek het nou gesê, jy moet soos 'n vrou wees, party van die mans wat jy moet multitask gaan. So jy moet nou kies, jy moet gaan dink wat jy moet agterlaat. En dan moet jy ook geluister het na wat ek gesê het, so hopelik het jy geluister na wat ek gesê het. Dan ek wil jou vanoggend 'n geleentheid gee om agter te laat wat jy agter moet laat. En dan ek wil swear ek nie. Ek dink ek sê dan moet ek gaan nie so. Nee, ek nie. Ek maar ek wil dit net voor. Ek gaan nie dood nie. Weet jy wat?
Jy het 'n keuse vanoggend. Jy kan dat 2025 se dinge en 2024 en 2023 en so kan aan jou onderkry. Of jy kan sê, ek gaan 'n nuwe paadjie stap. Ek gaan 'n nuwe begin maak. En moet nie dink nou dat jy daai keuse maak, dit gaan nie makliker raak nie. Die uitdaging gaan nog daar wees. Maar jy het God aan jou kant. Dis kom ek sê, dis belangrik dat jy jou woord ken. Dis belangrik dat jy God ken. En dan kan jy punt hy wil so oorsie kom slaan. Maar het seer maak. Want jy weet, wat jy weet, dat jy op God se woord kan staan. Die beloftes wat hy het vir jou. Enige keuse, enige ding wat jy doen in die lewe, kan die een of van twee kante toe gaan. Die regte kant of die verkeerde kant. En ons leer altyd, ons as ouers is ons baie, ons vertel gou vir ons kinders, jou dade het gevolge. Ons moet baie keer as ouers opluister. Die keuses wat ons maak, wat se gevolge het. So ek wil nie beklei nie, ek wil eintlik volgens vir sê, slaan, gaan sit dit wat weg is, of wat in die verlede is, in die verlede. En begin en nie begin. As Paulus dit kon doen, hoekom kan ek en jy dit doen? Hy het genoeg lere gehad. Toe hy mense wil stenig en doodmaak en alles, en hom in die tronk gegooi het, om te gaan lê my. Hy het aangehou fight vir Jesus. En dis wat ek en jy moet doen. Ons moet aanhou fight vir Jesus. Ons moet aanhou ons lig laat skyn. Ons moet aanhou 'n verskil maak. Ons moet aanhou 'n ligdraer wees. As ek en jy dit kan doen, gaan ons sien wat God kan doen. So hou vas, en moet nie gaan lê nie. So ek wil hier my vrou met ons daar agter 'n bietjie musiek aansit. En ek wil jy moet bietjie gaan dink. Net die tyd God saam met God spandeer. Net so 'n bietjie vir hom sê, Here, ek los hier by U. Ek los my fight met my man van gister en die verlede. Ek los my fight met my kinders van gister en die verlede. Ek fokus nou op U. Ek het U nodig. Ek wil 2026 op 'n goeie begin. Ek wil my eie verlede uitwis. Want ek wil nie meer daai persoon, ek wil uitstrek na wat voor my lê. Ek wil 'n beter mens wees. Maar dan moet jy drasties verander om 'n beter mens te wees. Jy moet verandering aanvaar, met baie keer moet ons kritiek kan aanvaar. Ek wil jou vanoggend die geleentheid gee, om net daar waar jy sit, net jou oor toe te maak. En vir jou te sê, Here, ek los wat ek moet in 2025. Ons is amper, ons is daar, soos hy sal sê. Ons is amper by 2026. Maar van vandag maak ek 'n nuwe begin. So ek gaan jou kans gee om net stil te raak en net met God te praat voordat ons afsluit. Dankie. Hemelse Vader, ons kom vanoggend na U toe. In die kosbare naam van die Seun Jesus Christus, Here Jesus, en vanoggend wil ek elke persoon wat hier voor my sit aan U opdra vanoggend, Jesus. Here, ek wil elkeen se uitdagings wat hulle gehad het in 2025 agter hulle sit, Jesus. Here, ek kom en ek bid, Here, dat U vir elkeen 'n nuwe wysheid sal gee, nuwe oorwinning sal gee, 'n nuwe
insig te gee vir wat met 2026 gebeur. Here, daar waar elkeen vandag kom en die bagasie agterlaat, Here, bid ek vandag dat U sal help, Here. Here, daar waar ons iemand moet vergewe, Here, ons spreek vry, ons laat gaan, ons vergewe wie ons moet vergewe vanoggend, Here. Elke hartseer, elke teleurstelling wat ons deur 25, ons sit dit agter ons, Here, ons fokus op wat vorentoe is, Jesus. Here, dankie vir U oorwinning, dankie dat U aan die kruis gesterf het, dankie dat U vir ons, wat vir elkeen wat vanoggend hier staan, die reeds die oorwinning maar het. Here, dankie dat U ons vrygemaak het, U dier gekoop het, Jesus. Ons is vanoggend U kinders, Jesus. Here, seën elke persoon wat hier sit. Here, seën hulle in hulle finansies, seën hulle in hulle gedagtes, seën hulle op hulle paai vorentoe, Here, seën hulle waar hulle ook al is, Here, dat Here maak hulle grondgebied vir hulle meer, Here, soos ons nou nog die blessing gesê het, Here, bless hulle is my gebed, Here, dat elkeen 'n seën uit die handheid sal ontvang, Here. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen, dankie vir die genade op genade elke dag, Here. En dankie dat ons weet, elke dag is 'n geskenk uit U hand uit, Here. Here, help ons om dit aan te gryp, help ons om dit te vat, Here, en ons eie te maak, Here. Dankie, Here, vir elke persoon wat nou hier sit. Seën hulle en lei hulle. Bewaar en beskerm hulle, Here. Jesus, stuur die engele voor hulle uit, Here. Waar hulle ook al is, Here. Ek bid dit alles in U groot en heilige naam.